Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis koud, maar ons is dankbaar dat ons ook hier saam kan wees om die woord van die Here vanoggend te oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 48. Gesang 48, 'n loflied. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Ons gaan sing vers 1, 3 en 5 van Gesang 48 terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed. Na die stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan dit as loflied, as voorbereidingslied bidend saam sing in hierdie oggend, waarna u staande kan bly vir die fotum en die seën, waarna ons saam gaan sing Psalm 146. Psalm 146, prys die Heer met blye game, o my siel, daar's ryke stof. En ons gaan sing vers 1 en vers 3 van Psalm 146. Vers 1 en 3 van Psalm 146 as loflied na die fotum en die seën. Maar geliefdes, kom ons sit net so en word ons stil voor die Here. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20 en na die wet gaan ons saam sing Psalm 119 daarvan vers 1 en 2. Psalm 119 vers 1 en 2 na die wet. En dan kan jy ook die Psalm en gesangeboeke oopmaak by Gesang 89. Gesang 89 gaan ons na die belydenis van ons geloof sing in voorbereiding om ook die woord van die Here te hoor. Gesang 89 na die belydenis van ons geloof, Psalm 119 vers 1 en 2 na die wet. Psalm 119 vers 1 en 2 na die wet en na die belydenis van ons geloof, Gesang 89 en ons gaan die hele Gesang 89 al twee die verse sing. Liefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, maar die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie.
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir so lank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gegee het, sodat ons ook deur sy bloed gered kan word, en die Gees gegee het, sodat ons geloof kan hê, en dat ons ook vandag daardie geloof kan bely, deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Psalm 119. Psalm 119 en ons lees saam vanaf vers 105. Psalm 119, ons lees vanaf vers 105. Die fokusvers is dan ook 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons lees saam Psalm 119 vanaf vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou. Ek's baie diep neergedruk. Here, maak my lewend na u woord. Laat tog die vrywillige offerande van my mond u behaag, o Here, en leer my u verordeninge. My lewe is altyd deur in my hand. Nogtans vergeet ek u wet nie. Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan, nogtans het ek van die bevele nie afgedwaal. Ek het u getuienis vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. Ek het my hart geneig om die insettinge te betrag vir ewig tot die einde toe. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, voor U kom buig ons, U skepsele, klein, nietige mense, voor die voete van die lewende God. Dankie dat U vir ons so lief is, dat U U seun gestuur het, om vir ons te sterf, om ons bestemming te verander van die verdienste van die hel, na die genade van die hemel. Dankie dat hy vir ons die weg en die waarheid en die lewe is, waardeur ons na die Vader kan kom. Maar Here, dankie dat U ons nie in ons eie genade oorlaat. Dankie dat U vir ons die Bybel gee. U woord gee wat vir ons 'n lamp vir die voet en 'n lig vir die pad is. Sodat ons ook kan leer. Here, beskerm word. Here, dat ons ook ons bestemming kan bereik. Daarom bid ons dat U nou vir ons hierdie woord sal oopvou. Here, dat ons opreg weer sal besef hoe belangrik dit is om U woord met erns na te dink. Spreek U nou met elkeen van ons en werk met die Gees in ons hart, dat ons ontvanklik sal wees en dit ook sal gaan leef. Ons bid dit nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is almal lief daarvoor om bietjie vakansie te gaan hou. Om die lang pad te vat en net bietjie weg te kom van alles en almal af. En soos wat ons ry, het Suid-Afrika van die mooiste tonele wat hier langs die pad afspeel. Vlaktes, waterstrome, berge, blomme, die mooiste landboutonele wat jy kan kry. Tog is die paaie so sleg, dat dit 'n bedreiging is vir jou om uiteindelik jou bestemming te kan bereik. En soos wat ons ry, kry ons hierdie groen borde langs die pad wat vir jou sê hoe ver jy is van die volgende dorp af. En die opwinding bou veral as daardie bord se volgende se plek is jou bestemming. 50 km, 30 km, 10 km en uiteindelik
bereik jy jou bestemming. Maar geliefdes, dit is nie net so maklik soos klim in die kar en ry nie. Nee, jy moet daarom weet waarheen jy gaan en watse paaie om te gebruik om uiteindelik daar te kom. Vandag is dit eenvoudig. Ek haal my selfoon uit en ek maak die kaarte toepassing oop en ek tik in presies waarheen ek wil gaan en binne sekondes gee vir my die beste roete en alternatiewe roetes wat ek kan vat om daar uit te kom. Maar geliefdes, dit was nie altyd so maklik. In die verlede was dit 'n groot werk gewees om hierdie pad te bepaal wat jy wil ry. Ek onthou nog die padkaart wat voor in die motor se kabiel gelê het. En die aand voordat ons op vakansie gaan, het my pa daai padkaart gevat en hy het elke dorp gaan sien waardeur ons moet ry om uiteindelik by die bestemming uit te kom. En soos wat ons deur die dorpe gegaan het, is die padkaart weer uitgehaal en oopgemaak om seker te maak dat ons nog op die regte roete is, sodat ons daar kan uitkom. Dit was 'n ander tyd. 'n Moeiliker tyd gewees. En tog het ons altyd by ons bestemming gekom. En die aand voordat ons terugry is daai padkaart weer oopgemaak, want dan het my pa gehoor by al die ander vakansiegangers van moontlike beter roetes. Dan het hy gaan kyk en het gebestudeer om seker te maak, as ons nou hierdie roetes ry, gaan dit regtig beter wees, of gaan ons dalk op 'n heeltemal ander plek eindig as by die huis. Geliefdes, die is 'n baie mooi beeld om ook ons lewens te beskryf. Ons het so ruk terug vir mekaar gesê, ons het almal 'n bestemming waarheen ons op pad is. Ons gaan of deur die genade van ons Here Jesus Christus na die hemel toe, of deur die verdienste van die mens na die hel toe. Christus is die weg. En ons is almal reisigers op pad na die bestemming toe, maar geliefdes, wat is dan die padkaart waarvolgens ons moet loop? Die antwoord is die Bybel. Want die Bybel leer vir ons presies hoe ons by ons bestemming moet uitkom. Die Bybel leer ons dat ons deur die genade van Jesus Christus daar gaan kom, maar die Bybel leer ook vir ons al die gevare wat op die pad is. So sien ons dat Suid-Afrika se paaie gevaarlik is. Daar's slaggate, daar's diere, daar's allerhande goed wat jou kan verhoed om by jou bestemming te kom, en dit raak veral gevaarlik as die son begin sak. Nou, ons moderne voertuie is baie luks, dit het goeie ligte, dit skyn ver vooruit dat ons al die gevare daarvoor kan sien, maar geliefdes, in die verlede was dit nie so nie. Verlede, as jy van een dorp na ander moes loop, veral in die nag het jy so klein lampie in die hand gedra. En daai lampie het 'n ou dowwe liggie uitgestraal, 'n lig wat net skerp genoeg was, dat jy daardie tak wat in die pad geval het kon sien, sodat jy nie daar oor pootjie en val. 'n Lig wat net skerp genoeg was, dat jy die klip sien, sodat jy nie jou toon daar stamp nie, of 'n lig wat net skerp genoeg was, om die slang of die gedierte in die pad te sien, dat hy jou nie pik of byt nie. Daai lampie was net genoeg lig om jou onmiddellike gevare raak te sien. Maar ons moet ook besef, in die verlede het die paaie nie gelyk soos vandag nie. Daar was nie strepe geverf en borde wat aangewys het hoe ver jy van die volgende dorpe was nie. Jy het geloop in 'n algemene rigting en gehoop dat jy by jou bestemming uitkom. Jy het die sterre gebruik, jy het allerhande goed gebruik, maar daar was nie 'n pad nie. Daarom het baie van die groter dorpe en stede 'n groot lig gehad wat in die nag gebrand het. 'n fakkel, 'n vuur wat gestook is, wat lig uitgestraal het, sodat 'n reisiger van ver af hierdie lig kon sien en die koers kon hou in daardie rigting om uiteindelik die dorp te bereik. En is hierdie beeld wat ons, die psalmisdigter vir ons hier in Psalm 119 gee. Hy skets die Bybel, die woord van God, as hierdie lamp vir jou voet, wat die gevare naby aan jou vir jou wys. Hy skets dit as die lig in die pad wat jou op koers hou na jou eindbestemming toe.
Die res van hierdie geleesde gedeelte beskryf dan juis hoekom hy tot die gevolgtrekking kom. In vers 106 begin hy deur te wys hoe hy die woord van God getrou hou. Hy het dit gesweer omdat dit die regverdige verordeninge van God is. Vers 107 besef die psalmis dat as hy te neergedruk is dit die woord van God wat hom nuwe lewe gee. Liefdes, het u nie al so gevoel? Te neergedruk, depressief, negatief, lus vir niks. En as jy die Bybel oopmaak of 'n versie iewers te sien, is dit daai ding wat jou juis weer krag gee, nuwe ywer gee om op te staan en aan te gaan. Die nuwe Bybels is selfs al so dat hulle of voor of agterin vir jou so lysie met tekste gee. Tekste vir elke moontlike situasie in jou lewe. Mense noem dit die noodnommers van die Bybel, want dis daar die tekste wat jou optel wanneer jy op jou laagste is. Vers 108 sê die psalmis en hy kom tot die besef dat die woorde uit sy mond moet vir die Here offerhande wees, of wat hom behaaglik is. Dit wat hy sê moet die Here prys. En waar leer hy dit? Hy leer dit deur die wette van God. Vers 109 besef hy dat sy lewe is in sy eie hande. Hy maak die besluite. Hy kan doen wat en waar hy dit wil doen. Maar uiteindelik besef hy ook dat die woord van God die riglyn is waarvolgens hy die besluite moet neem. Vers 110 kom hy agter dat die goddelose span vangnette langs die pad, want dit probeer jou weg te lei van die bestemming af. Dit probeer jou te vang en weg te trek, en ons ervaar ook hier die vangnette. Uiteindelik besef hy maar die woord van God as 'n lamp vir sy pad beskerm hom juis teen die struik wat vir hom gestel is. Vers 111 sê die psalmis dat die woord is vir hom 'n getuienis van God. Dis hoe hy leer wie God is, hoe God hom geopenbaar het, en daarom kan hy daarvolgens ook God leer ken en weer 'n getuienis vir die wêreld gaan wees. In vers 112 sê hy dat ons die insettinge van God moet betrag tot die einde. Ons moet dit bestudeer, ons moet dit oordink, ons moet erns maak as ons daarmee besig is, nie net vandag nie, maar tot die dag dat ons doodgaan. Want dit is die rigtingwyser na ons bestemming. Daarom ten spyte van alles wat die psalmis ervaar in die lewe, al hierdie goed wat hom probeer wegtrek, kom hy tot die besef, maar die woord van God is die lig wat hom op koers hou en die lamp wat hom beskerm teen die gevare rondom. En geliefdes, dis belangrik dat ons hierdie punt vanoggend moet besef. Want die Bybel neem so 'n belangrike plek in ons lewens in. Die dag as jy belydenis van geloof aflê, bely jy tog dat die woord van God die volkome leer van saligheid bevat. Dit het alles wat ek nodig het om te glo. So sien ons dat die Bybel ons leer dat ons deur ons Here Jesus Christus se liefde gered word van die verderf, dat ons deur hom die bestemming van die hemel kry, maar die Bybel leer ook vir ons dat ons as mens, omdat Christus vir ons gesterf het, die Heilige Gees in ons werk nuut gemaak word. Daarom kan ek nie meer die werke van die vlees aanhang nie. Daarom moet ek nou die vrug van die Gees begin dra. Die Bybel leer ons van die sonde, die gevare daar buite wat ons probeer wegdruk van ons eindbestemming af. Geliefdes, dit is alles net hier. Al wat ons moet doen is lees. Al wat ons moet doen is dit te betrag,
dit na te dink, en nie net een keer nie, herhaalde kere, ons moet weer en weer en weer die woord van God lees. Daarom wil ek terugkeer na die voorbeeld aan die begin. As die Bybel die rigtingwyser is, as die Bybel die padkaart is, die lig in die pad, dan moet ons dit mos elke keer voordat ons op reis gaan bestudeer. En in elke dorp wat ons stop, moet ons hom weer uithaal en ons moet hom weer bestudeer om seker te maak dat ons by ons bestemming uitkom. En wanneer iemand 'n alternatiewe roete voorstel, moet ons dit weeg aan die woord van God. Want geliefdes, die Bybel is die enigste padkaart na die hemel. Maar hoor dit, die Bybel is nie die weg nie. Deur die onderhouding van die wette gaan ons nie daar kom. Maar die Bybel as padkaart wys ons op die weg. Dit is Jesus Christus. En as ons hom volg, deur die padkaart van die Bybel te gebruik, sal ons ook eendag ons bestemming bereik. Mag die Here ons daarom lei deur sy woord en sy gees, dat ons ook eendag die hemel as bestemming mag verkry. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, deur die Hemelse Vader, dankie dat U Seun gegee het as die weg. Maar dankie dat U vir ons die woord, die Bybel gegee het as die padkaart, die rigtingwyser, die lig wat ons lei na ons bestemming. En dankie dat U vir ons U woord gegee het as 'n lamp vir ons voet, dat ons nie sal struikel en sal val en sal seer kry nie, maar dat ons ook veilig ons bestemming sal bereik. Here, gee dat ons die woord getrou sal oordink, dit sal lees. Here, dat ons ook so die kennis van die saligmaking kan kry. Die kennis van U, dat ons deur die geloof kan leef. Here, dankie dat U met ons in hierdie week was, dat U ons weer na U huis gebring het. Gaan ook nou met ons, waar ons hierdie nuwe week ingaan. Lei ons op die pad na die ewigheid. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 304. Gesang 304, voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan, en jy sal sien, hy sulke dubbelreeltjies, ons sing al die dubbelreeltjies deur, dan gaan hy weer van voor af, deur sy woord weet ons, Jesus gaan terugkeer na ons wêreld met alles daarin. Ons sing saam Gesang 304 staande, waarna jy staande kan bly ook vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate, maar in besonder dink ons nog aan oom Dirk Forster, wat 'n groot rugoperasie gehad het en nou ook tuis aansterk. Ons is dankbaar ook hy's by die huis. En ons bid dat dit sal goed gaan in die pad wat nou voor lê van herstel. En dan, geliefdes, dink ons aan oom Bennett Snyman, wat 'n knieprosedure gehad het Woensdag wat verby is. Hy sterk ook tuis aan. Dit gaan baie goed met hom en ons is dankbaar, die dokters is tevrede met wat gebeur het daar. Dan dink ons in hierdie week wat kom, Dinsdag die 9de Junie, aan oom Dries wat gaan vir 'n prosedure met die oë. Sterkte vir oom, ons glo dit sal groot sukses wees en sterkte ook vir die herstel daarna. Dan dink ons ook aan Tannie Christa van Biljon, wat die 15de Junie gaan vir 'n galblaasoperasie. Dis nou nie hierdie week nie, dis die week daarna. En dan bid ons ook die Here se troos toe vir die familie en vriende van oom Martin Bloem. Jy sou sien ek het Vrydag op die groepe gestuur. Oom Martin is donderdagmiddag ook na 'n lang pad van kanker oorlede en ons bid vir sy familie en vriende die Here se troos toe. En dan, dis nou die eerste keer wat ek vir Lindsay en Louis sien, baie geluk met die geboorte van Luliay. Ek kry nou daarom al die naam reg. Met die geboorte mag sy vir julle baie groot vreugde en vrede bring en mag daardie dogtertjie in die Forster familie en die Niemand familie baie bederf word. Die eerste dogtertjie is altyd 'n besonderse een, maar baie geluk vir julle. Geliefdes, dan as u huisbesoek buite die normaal nodig het vir hierdie week, vra ek dat u asseblief my nie sal kontak nie, dat u die kerkraad sal kontak. Ek is bietjie op verlof hierdie volgende week en daarmee saam met die kerkraad ook toe besluit dat volgende naweek is 'n lang naweek, so ons gaan nie volgende Sondag 'n erediens hê nie. Ons gaan nie 'n leespreek hê nie. Niemand hou van leespreke nie en om 'n prediker te kry is nie effektief vir so 'n naweek nie. So vir volgende Sondag is daar nie 'n erediens nie, maar wel dan die 21ste Junie hervat ons weer ons eredienste. Tannie Ronald, dankie vir die speel van die orgel vanoggend, word opreg waardeer. Lekker saam met Tannie gesing vandag, baie dankie daarvoor. Geliefdes, dan wil ons vir u almal nog baie dankie sê vir die harde werk en al die bydraes en alles met die kerk skiet. Ons finale wins staan op 72.600. Ek is bly dat ons dit nou afgerond het na 120 sente nie. Dis baie groot genade. Ons is baie dankbaar daarvoor en dankie vir elkeen van u wat saamgewerk het om dit ook moontlik te maak. Dan geliefdes, vanoggend sou u op die boodskap ook sien, het ons deurkollekte vir diens van barmhartigheid. Die bordjies is by die deure, u kan net die deurkollekte daarin gooi.
Susters aksie blomme en tee vir die maand Junie is week 1. Dan nooi ons hier almal saam uit om 'n koppie koffie en tee te kom drink en daar's baie koek. Want ek hoor die susters het koek gebak en ek het ook koek gemaak en soutert gemaak en alles. So daar is meer as genoeg en ek vat geen koek huis toe vandag nie, want ek het nog 'n pan koek vir Stella ook. So ek gaan dik geëet wees aan koek hierdie week. Maar kom eet asseblief lekker saam en dankie vir almal wat ietsie gemaak het daarvoor, dit word opreg gewaardeer. Dan wil ons ook dankie sê vir tannie Elsa, vir tannie Karen, Annika en myself wat die klerebank reggepak het. Dit was 'n groot werk gewees, maar ons glo die goeders is alles netjies. Gaan kyk asseblief daar bo op die verhoog en die manne, daar's gewoonlik nie vir ons klere nie, maar daar is daarom so 2 hemde en 4 pakke klere wat baie mooi netjiese klere is. Gaan kyk daar of daar nie dalk 'n pak is wat vir u pas nie. U is meer as welkom en dan vra ons net, as u iets afhaal, of as u iets aanpas of vat, en u bring dit terug en u sit dit neer, hang dit net weer mooi netjies op, vou dit net weer op, sit dit weer terug. As ons almal net daai bietjie doen met die klere wat ons aanpas en so voort, en ons sit dit terug, dan hou ons die plek netjies. Hangers wat leeg is, moet hulle nie terughang op die plek nie. Daar's 'n boks wat oop staan, so 'n ou tas wat oop staan met 'n klomp hangers. Gooi die hangers daarin, dat dit nie 'n klomp hangers tussen die hangklere is nie. Maar gaan kyk asseblief, gaan pas aan, gaan vat wat u wil hê. U is baie meer as welkom. Dan verbondsonderrig open hier in die kerk, nou na die erediens, vir les 14. Boodskappers vir Junie is in die saal beskikbaar. Ek weet nou nog nie wat die tema is nie, ek het hom nog nie in die hand gehad nie, maar ek sal hom nou vat. Geniet dit, lees lekker saam. Dis altyd baie leersame materiaal ook. Verjaarsdae vir die volgende 2 weke. Dinsdag die 9de Junie is Elmarie en ek self. Die 10de Junie is Theo Skols. Die 11de Junie is oom Okkie Maree. Die 13de Junie is Jessica van Aswegen. En dan die week daarna, die 19de Junie, is dan die Neelie Jacobs. Ons sê vir elkeen baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit 'n baie mooi dag en 'n geseënde jaar wees. En dan geliefdes, die huweliksherdenkings vir hierdie volgende 2 weke, hierdie week nie een nie, maar die 18de Junie is Donnie en Helena Kotse en die 20ste Junie is Werner en Wilmarie Skols. Ons sê vir hulle baie geluk ook met hulle huweliksherdenkings. Geliefdes, dis van my kant af alles, maar ek sien hom daar net iets op sy hart. Ek sal pad toe.